JC, hier's 'n artikel 3 Maart 2026, is nou die afgelope Dinsdag in die Burger geplaas. Kyk gou hierso te wys. Tot 800 soldate na Wes-Kaap ontplooi. Nou hierdie artikel is nou hierdie hele artikel hierso. Handel oor nie net die Wes-Kaap nie, maar die res van die 5 provinsies ook in verband met ontplooiing. En dit lyk my daar word die meeste soldate hier in die Wes-Kaap ontplooi, want die enigste een wat naby in die Wes-Kaap is die Gauteng area wat 700 soldate ongeveer het, jy weet. So hulle neem hierdie gang probleem in die Cape Flats en so nogals ernstig op lyk het man. Nou weet ek nie of 800 soldate genoeg is nie. Ek het nie baie ervaring van sulke goeters dophou en so nie. Maar ek neem aan 800 soldate is nie niks nie, jy weet. Nou ek het gelees in hierdie artikel dat hulle sê die weermag is nie soos die polisie of so versigtig soos die polisie nie. Hulle weet ook nie lekker hoe om crime scenes regte aan te pak nie. So ek vermoed hulle gaan 'n bietjie meer hardhandig wees met hierdie kriminele, hierdie gangsters, hierdie moordenaars op die Cape Flats, jy weet. En 'n mens wil nou nie eintlik dat daar moet collateral damage wees nie, maar hierdie is 'n noodgeval, hoor. As jy kyk nou hoe baie moorde op die Cape Flats en daai areas in die Wes-Kaap plaasgevind het die afgelope hoeveel jaar, dan moet iets daaromtrent gedoen word. En ek sê vir jou, JC, as hierdie nie 'n verskil gaan maak nie, moet ons die Amerikaanse weermag kry om 'n military intervention in hierdie omgewing te bewerkstellig in die nabye toekoms, hoor. Ek sê vir jou, hierdie is die laaste kans wat die ANC het om te bewys hulle kan die probleem aanspreek. As hulle dit nie kan doen nie, bring ons die Amerikaners in hierdie fucking land in en ons bom daai klomp organized criminals in hierdie land.